Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug, dit is tyd vir Volgenskrant en mediabesprekings en Jana Marx sluit volgens ons aan. Goeiemôre Jana. Goeiemôre Jen. Ek het nou sommer so gedink aan die leesvrae en kyk die dae van biblioteekkaarte. Onthou julle biblioteekkaarte? Ja. Ek het op almal se kaarte my boekies uitgeneem. Ek weet, ek moet vir jou sê, ek is altyd so geskok as mense vir my sê, hulle was nog nooit in 'n biblioteek nie. Dit is altyd vir die vreemdste ding. Want ek is nog steeds mal oor 'n biblioteek. Dit maak my soos rustig en kalm. En as dit 'n reuk, 'n biblioteek het 'n reuk en dan voel jy net so tuis. Dis daai ek weet nie wat die stof is daar binne. Jana, die ander vraag vanoggend is, hoeveel Suid-Afrikaners gaan tuis voel in die FSA? O ja, nee, kyk, dit is lyk my amper 'n volle 70,000. En dit is natuurlik die burgers se voorblad van môre. Die Suid-Afrikaanse Sakekamer in Amerika het glo die besonderhede van 67,042 mense aan die Amerikaanse ambassade in Pretoria oorhandig. Hierdie Sakekamer wat reeds in Amerika is, het spesiaal na Suid-Afrika van Pretoria toe gereis om hierdie oorhandiging te doen. En dit volg natuurlik nadat Donald Trump in Februarie uitvoerende bevel gelewer het dat Afrikaners wat voel hulle slagoffers van onregverdige rasse-diskriminasie, vlugtelingstatus in Amerika kan kry. Dan weet ons natuurlik Trump is baie vies vir Suid-Afrika heens die hofsaak teen Israel, die onteieningswet en dan is ons ambassadeur in die moeilikheid. So die Sakekamer vertel, hulle het 'n vormpie op die webblad gehad waar jy nou jou besonderhede kon invul. En ja, die onderhandelings gaan nou voort. Hulle sê hulle is nie regtig nou deel van die res van die onderhandelings nie, maar hulle het die name nou baie trots oorhandig en dan wil ons nou maar kyk wat die Amerikaanse ambassade met daardie klomp name doen. Ja, en of daai proses so maklik en glad gaan verloop soos wat ek dink baie mense dink dit gaan, en of dit eintlik maar so moeilik gaan wees soos wat dit is oor die algeheel om vlugtelingstatus in 'n ander land te kry en te bekom. So dit gaan interessant wees om dop te hou verseker. Ja. Jana, dan van die FSA oor terug na Suid-Afrika en kleuterzone wat baie nuus is op die oomblik. Ja, nou dat ons so oor kinders en lees praat. So Netwerk 24 berig dat die Ponzi-skema aan aanhalingstekens want hulle word nog net beskuldig daarvan. Kleuterzone het minstens 130 miljoen se verpligtings en dis natuurlik volgens 'n likwidasie aansoek wat in die hof gebring is en toegestaan is. Volgens hierdie aansoek bevat kleuterzone glo al die kenmerke van 'n Ponzi-skema. Die aansoekers is nou mense wat geld belê het en geld verloor het of nog nie geld teruggekry het nie en hulle wil dan nou krediteure in hierdie likwidasie. Met ander woorde, hulle kan dan nou hulle geld terugeis teen hierdie likwidasie en teen hierdie proses. So ja, dit lyk my om met Antoni en sy regspan, Antoni Bougas wat natuurlik die eienaar en die stigter van kleuterzone is. Hy en sy regspan was nou missing in action in die hof hierdie week. Ek sien daar's 'n video uit wat rapport gepubliseer het waar hy in Thailand vakansie hou. Omdat hulle nie in die hof was nie, hierdie regter redelik maklik hierdie aansoek toegestaan. Hulle kon dit teenstaan, hulle was dan nou nie daar om dit te doen nie. En lydens hierdie betooghoofde het Antoni glo die verwagting geskep dat beleggers 'n belegging van 1 miljoen, as hulle 1 miljoen belê, hulle maandelikse dividende van R32,000 sou ontvang. Okay, dit is redelik astronomies. En ja, aansoekers het glo aanvanklik hulle geld ontvang, maar hierdie betalings het nou mettertyd of net verminder, onverklaarbaar verminder, of eenvoudig net opgedroog. En hierdie mense wil natuurlik dan nou hulle geld verhaal. En hulle is natuurlik ook nie die enigstes nie. Hulle begin miskien die proses, maar daar gaan tientalle beleggers tot hierdie proses dan nou toetree of krediteure word en hulle geld teen hierdie likwidasie eis. Dit is interessant, die hele kleuterzone storie. Ons het self in Februarie hier by ons by die groot ontbyt opgehou om die advertensies uit te saai. Dit is na Louis Liebenberg, nou Antoni Bougas, dis half asof ons maklik val vir hierdie goeders. Dis beloftes, hoekom val ons so maklik? Ek verstaan dit nie. Ja, met my half vies maak. Ek weet, as jy soveel groot beweringe teen jou is, en jy glo nou jy is onskuldig of wat ook al, kom verdedig jou saak in die hof, is jou kans om jou saak te stel, maar om die pad te vat en vakansie te hou terwyl mense wag vir hulle geld. Jy weet, dit is nie okay nie. Ek gee nie om noodwendig nou op hierdie stadium wat geword het van daai geld nie. Mense het nie hulle geld gekry nie, kom sorteer dit uit. Wees daar. Dit skep 'n baie swak indruk om net eenvoudig land uit te vlug. En kom ons wees nou maar eerlik, dit skep ook 'n sekere persepsie by die publiek
oor waar jy staan in hierdie situasie, is jy dan regtig so onskuldig? Ja. En ek dink die groot vraag is, gaan hy terugkeer of nie? Om in die hof te verskyn. Ek dink dis wat baie mense graag wil weet. Dan oor na 'n hartverskeurende storie en dit is natuurlik die Jocelyn Smith storie. Ja, die saak teen Kelly Smith, haar kerel, Jacqueline Boeta Apollos en 'n ander die natuurlik voort in Saldanha Hof. Dit gaan oor klein Jocelyn wat na bewering verkoop is. Die dogtertjie het in Februarie laas jaar spoorloos verdwyn. Dit voel eintlik so lank terug en dit voel glad nie so lank terug nie. So 'n inwoner van die informele nedersetting waar Kelly, Jocelyn en haar sibbe gewoon het, het die aand voordat Jocelyn verdwyn het, gehoor hoe Kelly te kere gaan by haar plakkers het en op Boeta skreeu. Hierdie inwoner was dan nou gister in die getuiebank vir die staat. En die inwoner is Paulina Chosa. Sy het glo gesien hoe Kelly vir klein Jocelyn aan die hand gryp vir Boeta skree. Ek sal jou wys wat dit nou ook al mag beteken. En net sommer 'n kort inligting. Chosa was op die getuiebank was in die getuiebank nadat die staat se sleutelgetuie, Lorenza Lombard, vir 'n hele ruk in die getuiebank was. Sy's gekruis ondervra. Dit was ook baie tragies. Sy het laas jaar in Maart omtrent sy staatsgetuie gedraai. So sy word ook beskuldig dat 'n bekentenis afgelê en dan getuig sy nou teen die res van die aangeklaagdes in die hof vir die staat. Ek dink wat ook hartseer is, Jana, is en ja, hierdie een is ook hartseer en hartverskeurend, maar daar's soveel ander sake waarvan ons eers noodwendig hoor in die media en hierdie voel amper of dit meer gereelde ding is wat gebeur in sekere areas en dit breek my hart om te weet mense weet nie eers van die ander stories nie. Hierdie is die een waarvan ons weet en daar's baie vrae en almal wil weet waar's klein Jocelyn en wat het gebeur en mense hoop so regtig dat as Kelly iets weet dat sy net eintlik sal sê, weet jy wat, dis op die einde wat gebeur het. Maar my hart gaan ook eintlik uit ook hierdie net weer lees aan elke kind wat wel al verdwyn het, wat ons nooit eers van geweet het nie. Ja, ek stem met jou saam. Daar was 'n vreeslike groot saak. Ek mag nie meer die dogtertjie se naam noem nie in gevolge wetgewing, maar dit is 'n 6-jarige dogtertjie wat uit haar ma se hand gegryp is by 'n skool so 'n paar jaar gelede. En ek onthou ek het verslag gedoen oor die saak in daardie tyd en hoe ander ma's van alle ander kindertjies my gekontak het en gesê het asseblief gee net vir ons kind ook die publisiteit wat hierdie dogtertjie kry. Soos waar wat jy sê, daar's baie meer waarvan ons nie weet nie. Of hulle word miskien 'n Amber Alert, of hulle word 'n vermiste persone plakkaat, maar dit is aan hoe ver dit strek. Dis eintlik regtig baie sleg. En Jana, ons skop hierdie segment sommer af met die rentekoers. Ja, dit is môre weer sulke tyd, waar die Reserwebank besluit of hulle rentekoerse verder gaan verlaag. Ek hou alles vas wat moontlik vasgehou kan word. Die bank het in Januarie rentekoerse vir 'n derde keer in 'n ry met 25 basispunte verlaag, maar daar het intussen soveel gebeur. En net om 'n idee te gee, die rentekoerse alles hou verband, en die ekonomie hou alles verband met alles. So jy kan nie rentekoerse gaan verlaag nie. Dit beïnvloed die inflasie en dit gas baie gevare en baie risiko's. So ons weet nou almal die laaste ruk sedert Januarie hoe die bande met Suid-Afrika en Amerika versuur het. Daar is natuurlik Trump se handelsoorlog wat nog 'n probleem is en baie onsekerheid bring. So ekonome wat dan nou aan 'n peiling deur Business Day deelgeneem het 50-50 gestem, waar tussen die 8 ekonome 4 gesê het hulle vermoed die Reserwebank gaan niks doen môre nie, hulle gaan dit net hou op 7.5% en dan 4 wat gevoel het maar ons gaan dalk nog 'n 25 basispunte verlaging kry. Ons hoop daarvoor. Natuurlik speel beerkrag ook 'n rol, skep verdere plaaslike onsekerheid. En die bank hou dan elke tweede maand hierdie vergadering, so as hulle nie môre sny nie, die ekonome is daar's redelike eenparigheid onder hulle dat ons later in die jaar nog verlagings gaan sien. So iewers kom dit darm, hou net moed. Hou net moed. Maar die ding wat nie moet hou nie is die parlement oor die BTW. Natuurlik. So dit blyk tog of Enoch Godongwana, as die minister van Finansies, sy sin gaan kry met die voorgestelde BTW-koersverhoging. Hy het laasweek in sy begrotingstoespraak genoem die regering wil om natuurlik nou inkomste te verhaal, 'n halwe persentasiepunt se BTW hef. Dis 'n halwe punt vanjaar en 'n halwe punt volgende jaar. Dis die eerste heffing ook sedert 2018. En ons weet natuurlik in die media hoe byvoorbeeld die DA wat deel is van die regering, hoe hulle gesê het nee, ons gaan nie vir hierdie begroting stem met hierdie BTW nie. Maar dit lyk volgens 'n regsmening wat die parlement gekry het en Business Day in die hande gekry het, dat die minister se gesag van so 'n aard is dat hierdie BTW-verhogings gaan
afskop of die begroting nou goedgekeur word of nie. Dit gaan nie beïnvloed word nie. Die regsmening sê wel dat enige poging om dit terug te rol of te wysig 'n nuwe geldrekening gaan vereis. Ons weet natuurlik die finansiële jaar slaan dan nou oor of het oorgeslaan. So die minister kan eenvoudig besluit BTW word ingestel en lyk my dit gaan voort, al is daar nog baie bekleierery oor wat presies in die begroting aangaan. Interessant daai, Jana. En dan praat ons ook natuurlik oor Ebrahim Rasool en mense meen, of sekere mense meen, hy is 'n verleentheid gewees vir Suid-Afrika. Ja, baie interessante menings die afgelope week, maar hierdie een mening is deur Douglas Gibson, hy's 'n voormalige ambassadeur vir Suid-Afrika in Thailand, en hy sê Ebrahim Rasool wat nou Vrydag uit Amerika basies geskop is 'n rasgedrewe politikus. Rasool weet ons het in 'n webinar of 'n seminar gesê Trump lei 'n wit heerskappybeweging in Amerika. So terwyl daar nou baie stemme is wat voel Rasool is 'n held, sê Gibson Rasool het Suid-Afrika in die skande gesteek en hy maak nogal 'n goeie punt. Hy sê jy kan dink wat jy wil dink, maar jy kan nie alles sê nie. My ma het ook altyd vir my gesê. So daar is reeds moontlike kandidaate om die pos op te neem waarvan Andries Nel, hy's 'n adjunkminister van Justisie glo een is, en Nel is 'n lid van die ANC se uitvoerende komitee. So ons gaan nou hoor binnekort wat gebeur daar. President Cyril Ramaphosa moet die aanstelling maak en hy wag ook op 'n ondersoek na Rasool se gedrag. So ons gaan nou hoor wat, ek dink binnekort hoor wat gaan gebeur, want Suid-Afrika moet tog 'n ambassadeur in Amerika hê. Dan van politiek na kerke. Die Divine Evangelism Groep het glo op die gekombineerde skool Christian de Wet in 'n Wesdorp toegesak en begin bid en duiwels probeer uitdryf. En van die leerlinge het glo en aanskoue van medeleerlinge op die grond gelê en geruk en gehuil en in vreemde tale gepraat. Die geselle groep was blykbaar laas jaar by die laerskool Caledon ook amok gemaak nadat hulle eintlik vir die skool gesê het dis net 'n gewone bidsessie soos 'n saalopening. En toe dan nou klomp goed gebeur wat nou vir die ouers en vir die kinders natuurlik baie ontstellend is. Ek moet tog al sê ek dink as jy eintlik baie onregverdig. Ek sê ons het natuurlik 'n landswet wat sê dat geen godsdienst in skole toegelaat word nie. Maar as jy in 'n sekere kerkgroep behoort wat nie noodwendig staan vir baie van hierdie uitermate of ekstreme charismatiese sienings nie, jy is dalk meer in 'n behoudende kerk, dan ek weet my ouers sal ook op hulle koppe staan as hulle moet weet dat so iets gebeur by die skool waar ek is. Jana, dan Suid-Afrika is steeds ontsteld oor die lugaanvalle wat Israel op Gaza uitvoer. Ja, Israel het weer losgebrand op Gaza in aanvalle waar dan meer as 400 mense en kinders dood is. Dis nou na 'n week van redelike kalmte, nadat onderhandelings vir 'n permanente skietstilstand op 'n dooiepunt uitgeloop het. En Israel en Hamas het mekaar weer oor en weer beskuldig dat die een of die ander die skietstilstand verbreek het. Israel beskuldig Hamas van herhaaldelike weiering om hulle eie gijslaers vry te laat. En net so, ek het hom net so noem in beter nuus, die nuus ingekom dat Vladimir Putin na 'n baie lang gesprek met Donald Trump ingestem het om tydelik op te hou om Oekraïne se energie-infrastruktuur te teiken. En dis natuurlik ook net in die oploop tot hopelik 'n permanente skietstilstand. So dit lyk asof daar tog 'n skietstilstand gaan plaasvind. Dit lyk of ons nou weer 'n bietjie moed verlore daar in Israel. En dan is die groot vraag, kort mens regtig 18 leiwagte as jy in Suid-Afrika is? Trump dink beslis nie so nie en ek kan nie agterkom waar hy die meeste ontsteld is nie. Die feit dat Hunter Biden in Suid-Afrika vakansie hou of die feit dat hy 18 leiwagte of op Amerikaanse belastingbetalers hier vakansie hou. So, ja, dis 'n vraag van 'n joernalis oor wat nou van die 18 leiwagte en Trump het onmiddellik gesê hy was heel ontstel daaroor. Hy gaan ondersoek instel. Kyk, ek moet tog vir jou sê Suid-Afrika, ons het ons misdaad en dit ek verstaan leiwagte, hy's 'n politikus, gesiene politikus, maar 18 leiwagte, hemel. Kyk, ek wat 'n vrou in Suid-Afrika is, dink daarom dit is klein bietjie vergesog, hè? Ja, ek dink ook dis moontlik oordrewig. Peer, jy stil nie langs my. Ek Het jy 18 leiwagte? Ja, kyk, Hunter Biden is getroud met 'n Suid-Afrikaanse vrou. So hulle is eintlik ook maar hier. Hulle is in blykbaar 'n luukse vakansie, maar sy is 'n Suid-Afrikaner. So dis die dat hulle hier is. En toe Trump hoor maar hy's in Suid-Afrika, toe sy verbaas, toe sê wat? Suid-Afrika van alle plekke. Wat soek hy daar? En kyk, daar's nou so 'n bietjie agtergrond natuurlik daar ook, maar 18 leiwagte, weet jy wat?
Ja. 'n Mens kan daai 18 leiwagte baie beter gebruik in Suid-Afrika as vir Hunter Biden. Kyk, ek moet sê ek dink baie van ons politici dalk 18 leiwagte, ons weet net nie daarvan nie, maar ons betaal daarvoor. Ja. Baie waar, Jana. Jana, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie julle. Dit is natuurlik Jana Marx. Bly gerus ingeskakel, net hierna gesels ons oor hoe belangrik dit werklik is om te lees. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.